Goeiedag, welkom by dag 4 van ons Elkeen bereik een veldtog. Ons het gister gesels oor die Here wat ons stuur om disippels te maak. En soos die Here is, stuur hy ons nie net nie. Hy gee ook vir ons die vermoë om te doen dit wat hy vra. In Handelinge 1 vers 8, in die Amplified vertaling sê hy dit so mooi. But you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses to tell people about me, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and even to the ends of the earth. Dit is so 'n kragtige herinnering dat hy sê, you will receive power and ability. Wanneer ons tot bekering kom en die Heilige Gees ontvang, kry ons die vermoë om gehoorsaam te wees aan hierdie opdrag om disippels te maak van alle mense. Soms het ons hierdie verwysing dat dit net pastore is of mense wat voltyds in die bediening staan wat kan gaan en disippels maak van mense. Maar die realiteit is dat ek en jy elke dag, waar ook al ons geplant is, besig is om aktief in mense se lewens in te spreek en 'n getuie vir Christus te wees. Of jy nou in die seisoen is waar jy dalk voltyds 'n mamma is tuis met jou kinders, en jou gehoor is dalk jou tuinwerker of jou huiswerker. Of dalk is jou kinders in die laerskool of in die hoërskool en daar kry ons nou weer nuwe en ander geleenthede om uit te reik en mense van Jesus te vertel. Die belangrike aspek is net om elke dag stil te staan en om jou te kyk en die vraag te vra, waar kan ek vandag uitreik en dalk 'n verskil in iemand se lewe maak? Baie keer is dit maklike geleenthede wat reeds bestaan, soos byvoorbeeld by 'n kinderhuis, soos Huis se Sedie, waar jy betrokke kan raak en inspraak in daai kindertjies se lewens kan hê. Of dalk by ons Bybeljoksprojek en so kan uitreik na 'n nuwe mamma, of dalk by 'n broodjieprojek of 'n sopprojek waar jy betrokke kan raak en so 'n getuie kan wees en mense se lewens direk kan aanraak. Maar soms vra die Here ons om dalk 'n projek te begin en op die been te bring as daar nie reeds 'n bediening is nie. En dit is dan daar waar ons uitgedaag word om die Here te vertrou. Handelinge 1 vers 8 sê dan juist dit so mooi. But you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you. Die Here sal jou toerus om dit te doen. Hy soek net 'n gewillige persoon. Soos ons deurlopend gaan hoor, deur ons Elkeen bereik een veldtog, loop daar 'n goue draad. Dit is God se hart dat elkeen gered sal word. Abba Vader wil in verhouding staan met mense en dalk is jy net die een wat daai persoon aan Jesus gaan bekendstel. Vra jouself vandag die vraag af: hoe is ek 'n getuie vir Christus vandag? Mag jy 'n geseënde dag hê.